in Johannes 8, van vers 12, is die tweede uitspraak. Die eerste uitspraak wat Jesus sê, ek is die brood, gaan ons met die nagmaal hanteer. Maar die tweede uitspraak wat Jesus gee in Johannes, is waar hy sê, ek is die lig wat die lewe gee. So vir die Paastyd gaan ons die uitsprake van Jesus hanteer. So kom ons lees Johannes 8 van vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lewe hê, sal die lig hê wat lewe gee. Die Fariseërs sê toe vir hom, jy getuig oor jouself, jou getuienis is dus nie geldig nie. Daarop sê Jesus vir hulle, al getuig ek oor myself, is my getuienis geloofwaardig en geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom, of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel nie oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En in julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van 2 persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Toe vra hulle vir hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Hierdie dinge het hy gesê in die vertrek waar die offergawe kiste gestaan het. Hy was te besig om die mense in die tempel te leer, en tog het niemand hom gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Johannes 8 vers 12 maak Jesus die verklaring en sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat die lewe gee. Hierdie uitspraak van Jesus is baie belangrik, en dit was op 'n baie belangrike tyd gewees, want net voor dit lees ons dat dit was in die tyd van die Hittefees, of die fees van die tabernakel. En hierdie was 'n belangrike fees vir die Jode gewees, want dit was 'n fees wat hulle gevier het om te herdenk dat God in 'n wolk van vuur voor hulle uitgetrek het in die nag en 'n wolkkolom in die dag. So dit is 'n viering van God se teenwoordigheid. Dit is 'n viering van God met ons. En dit is 'n belangrike fees, want dit is 'n fees om te herdenk dat maak nie saak wat my omstandighede is nie. Maak nie saak waar ek gaan, God is by ons. En in hierdie donker tyd van Israel se geskiedenis, van die woestyntyd, was God teenwoordig deur die vuurkolom in die nag om vir hulle lig te gee. En tydens hierdie fees was daar 4 groot aangesteek het, en hierdie lampe was dan die simbool, soos daai vuurkolom, die simbool van God se teenwoordigheid. En dit is juist met die aansteek van hierdie lampe waar Jesus hierdie uitspraak maak. Waar Jesus sê, julle gedenk jare terug waar God teenwoordig was in die woestyn. Julle steek hierdie lampe aan wat 'n deel van die tempel en 'n deel van Jerusalem verlig. Maar die lig staan nie tussen julle. Ek is die lig wat die lewe gee. So Jesus gebruik een van hierdie belangrikste feeste om sy identiteit aan die volk bekend te maak. En om vir die Jode te sê, ek is die lig vir die wêreld. So ek dink, dit was ook 'n bietjie vir die Jode 'n skok, want dit is mos 'n Joodse fees, en dit is nou net vir hulle wat God teenwoordig was, en nou kom Jesus en hy vat dit verder, en hy sê, maar ek is nie net die lig vir die tempel en die lig vir Jerusalem nie. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar in die lig wat lewe gee. Wat is duisternis?
Wat is die definisie van duisternis? Net een van die mooiste definisies wat ek gehoor het is, duisternis is die afwesigheid van lig. So as dit donker is, dan beteken dit daar is nie lig. Want as dit donker is, dan sit ons 'n liggie aan, hoe flou ook al, en die donker verdwyn, nee. So maak dit ook hoe flou jou ou flitsie is nie. Maar daai flitsie maak 'n lig. Kan jy 'n donker flits vat en hom nou aansit en dit raak donker? Nee. Die donkerte kan nooit die lig laat verdwyn nie. Maar lig kan altyd die duisternis laat verdwyn. En dis hoekom Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Die wêreld is in duisternis. Die wêreld is vasgevang in 'n ewige duisternis. Maar Jesus erken en sê, maar ek is die lig. Ek is die lig vir die wêreld. Ek bring lig waar daar duisternis is. En as ons nou praat van God was teenwoordig met die uittog en met die woestyntyd, was hy teenwoordig in die vorm van die vuurkolom. God se teenwoordigheid was gevier deur die aansteek van die kerse of van die fakkels of die vlamme of wat se lampe hulle ook al gebruik het. En dan sê Jesus, maar ek is Immanuel. Ek is God met ons. Ek is die lig vir die wêreld. En hierdie lig kom van Genesis af. Wat is dit wat God eers geskep het? Lig. Dit was chaos, dit was 'n demekaarspel, en dan staan daar in die gees van God het oor die waters gesweef, oor hierdie chaos gesweef, en dan spreek God en hy sê, laat daar lig wees. So in die Israelitiese chaos het God gespreek deur vuurkolom en gesê, ek sal by julle wees deur die vuurkolom in die nag en die wolkkolom in die dag. En dan kom Jesus en hy sê, maar ek sal by julle wees, die lig in jou chaos. God sê, laat daar lig wees, en daar was lig. God stuur sy seun Jesus Christus, en Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Onthou hierdie lig van Genesis, wat God sê, laat daar lig wees. Hy het nie eers die son en die maan geskep om lig te maak, en toe gesê, laat daar lig wees nie. Hy het gesê, laat daar lig wees. En hierdie is God se teenwoordigheid. Dis God se lig. Wanneer God sê, laat daar lig wees, dan sê God eintlik, ek is hier. Ek is in beheer. En ons lees dit in Jesaja 60. Jesaja 60 vers 19 en 20. Bedag sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee nie. Snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees en jy sal roem in jou God. Dit is nie die maan en die son wat vir ons lig gee nie. Die son gaan onder, dan word dit donker. Donker maan is dit so donker dat jy in elk geval niks kan sien nie. Maar die lig van God sal oor ons skyn. Die ewige lig. En dan lees ons ook in Openbaring 22. Dan staan daar, as ons lees van die nuwe Jerusalem, dan staan daar is nie 'n son nodig nie, want God se lig sal die stad verhelder. God se teenwoordigheid is die lig wat ons in ons lewens nodig het. Want God se lig is van ewigheid af tot in ewigheid. En wanneer ons besef dat wanneer God sê, laat daar lig wees, en God bring sy teenwoordigheid na hierdie chaos van hierdie skepping toe, dan besef ons dat dit gaan baie meer
as net dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, dag 7. Dit in hierdie chaos en God kom skep orde. En wanneer God in jou chaos kom teenwoordig raak, dan kom bring hy orde in jou chaos. En daarom is dit so belangrik om te besef, lig wees dan, dat ons net kan ervaar dat dit is God wat teenwoordig is by ons en niks kan God se lig uitdoof nie. Nie die grootste krisis in my lewe nie. Nie die grootste probleem wat ek beleef nie. Niks kan God se lig uitdoof nie. En daarom kan ek en jy 24/7 na God toe gaan, want hy's daar. Hy's by ons. Hy's met ons. In jou grootste krisis, in die krisis waarin ons gemeenskap en ons land in die suidelike Suid-Afrika op hierdie stadium is, waarin die wêreld op die oomblik is met al die oorloë, God se lig skyn nog steeds helder vir die wat hom volg. En die ander bly in die duisternis van die wêreld. Want hulle kyk vas in die wêreld, hulle kyk vas in die chaos. En hulle sien nie God se lig raak nie. God is die bron van ware lig. God is die lig wat ons siele verlig. God is die lig dat wanneer ons harte vir hom gee, dan kom daar lig in ons lewens. Dit is vir my seker een van die mooiste belewennisse, ervarings wanneer iemand sy of haar hart vir die Here gee. Jy sien sommer hierdie verandering op hulle gesigte, en verandering, hulle begin sommer so skyn. Sommer so, jy kan sien daar het 'n lig hier aangegaan. En dit is wat God se lig doen, wanneer sy lig in my en jou hart aangesteek word. Ons verander, ons word lig. Mense hoor ons baie keer iemand sê, joh, maar daai ou lyk vir my maar donker. En dan moet ons dalk vir daai ou gaan vra, hoor jy, het jy al die lig ontmoet? Jy voel 'n bietjie donker en jy lyk 'n bietjie donker. Het jy al met die bron van lig gaan praat? Selfs ons voel ons partykeer so 'n bietjie hier 'n donker wolk oor ons hang. Gaan praat met die bron van lig. Gaan praat met God. En Jesus se uitspraak om te sê, maar ek is die lig vir die wêreld, is 'n uitspraak wat weer eens 'n vervulling is van die Ou Testament, van die profeseë. Jesaja 9 vers 1 sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En dan in vers 5 staan daar, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. So God het 'n groot lig laat skyn. En mense het dit gesien. En dit vat my sommer dadelik na die ster wat die wyse manne gesien het. Dit moes 'n baie duidelike, helder gebeurtenis in die hemelruim gewees het. En hulle het geweet, hier is iets aan die gebeur. En hulle het daai lig gevolg. En dan die vervulling van Jesaja 9 waar Jesus sê, maar ek is die seun wat gebore is. Ek is die seun wat gegee is. Ek is die groot lig wat skyn in hierdie donker wêreld. Jesus is Immanuel. Jesus is God met ons. Jesus kom bring vir ons die ware lig in wat ook al jou donker situasie is. Hy kom bring vir my en vir jou die ware lig. Lig wat nie deur die wêreld uitgedoof kan word nie. Ja, ons laat partykeer toe dat die wêreld 'n demper op ons lig plaas. Dinge wat ons doen, dinge wat gebeur, dan laat ons die lig dof raak. Maar dis nie Jesus se lig wat dof raak nie. Dis ek wat daai lig toemaak. En dan is dit dalk nodig dat ons 'n bietjie praat sou uithaal. Ons wat hier in hierdie wêreld is, weet wanneer die water die kalk so begin oppak, dan raak dit dowwer en dowwer en dowwer, en dan moet jy nou maar 'n bietjie elbow grease gebruik en
Jy moet nou, wat, daar is al soveel boererate, asyn, en dit is koeksoda, en dit is allerlei goedertjies. Maar jy het elbow grease nodig, om hy lug weer skoon te maak. En wanneer my en jou liggie dof geraak het, dan het ons geestelike elbow grease nodig. Ons het nodig om die asyn te vat. En watter middel jy ook al gebruik, die woord van God. En ons moet 'n bietjie daai lampie gaan skoonmaak. Sodat die lig van God weer deur ons helder kan skyn. Wanneer God ons verlig deur Jesus, dan staan hier: ek is die lig vir die wêreld. Wie in my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En daai lewe moes hulle eintlik in hoofletters gemaak het. Met uitroeptekens, met kommas, met funny faces, met alles sodat hy uitstaan. Want wanneer God lig gee, is daar lewe. Wanneer God in jou hart inskyn, dan verander die donkerte en die doodsheid en die depressie en die angs en alles wat daarmee saamgaan, verander hy in lig. En ek en jy kan asemhaal en ons kan lewe. God is lig van Genesis af. Hy het gesê, laat daar lig wees, met ander woorde, laat my teenwoordigheid helder, intens teenwoordig wees. En dan kom hy by Jesus wat sê, ek is die lig. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die een wat die duisternis kom laat verdwyn. Maar dan gebeur die volgende: ek en jy, wanneer ons Jesus Christus in ons lewens het, moet ons die lig vir die wêreld wees. Dawid het dit besef. En Dawid is Ou Testament. Dawid sê in Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my redder. Dawid het voor Jesus geleef. Maar hy het geweet, God is my lig en my redder. Hy het geweet, sonder God kan ek nie. In Psalm 36 vers 10 sê hy, U is die bron van die lewe, deur U lig lewe ons. U is die bron van die lewe, deur U lig lewe ons. En vir Dawid om dit te sê, Dawid wat so naby aan God geleef het, en wat besef dat ek kan nie anders lewe as deur God nie. Ek kan nie op my eie funksioneer en deur my eie wil lewe nie. Ek het die lig van God in my lewe nodig. En Paulus, wat het met Paulus gebeur? Paulus was vol bravade. Hy het gedink hy is in beheer. Hy het gedink hy is hierdie groot man wat die wêreld gaan verower en wat Christene gaan vang en gaan uitroei, hierdie nuwe godsdienst wat ontstaan het. En sy lewe het verander toe hy die lig gesien het. Toe hy op pad was om dit wat hy geglo het reg is te gaan uitvoer, en op pad soontoe te sien hy die lig. En daai lig het sy lewe so verander dat hy nooit weer dieselfde was nie. En daarom skryf hy in Efesiërs 5 vers 8, skryf hy, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voor wat goed en reg en waar is. Want hy verstaan dit. Hy was duisternis. Hy het die lig ontmoet, die Here, en nou leef hy daai lig voluit. Ek en jy, volgens Jesus, Matteus 5 vers 14, julle is die lig vir die wêreld. Jesus sê in Johannes, ek is die lig vir die wêreld, vir die Fariseërs, wat net alles fout wil vind. Ek is die lig vir die wêreld. En dan draai hy na sy disippels toe en dan sê hy, julle is die lig vir die wêreld. Ek en jy is die lig vir die wêreld. Waar ons ook al beweeg.
Mense sien ons raak. Mense hoor ons praat. Mense sien wat ons doen. So ek en jy kan of 'n lighter wees wat liggies aansteek, of ons kan 'n demper wees wat liggies demp of liggies doodmaak. God, wat die bron van lig is, stuur vir Jesus, wat die lig van die wêreld is. En God en Jesus, deur die Heilige Gees, stuur vir my en vir jou, om die lig vir die wêreld te wees. Ja, dit is maklik nie. Maar my vraag is net, op 'n sit die lig aan. As jy daai knoppie druk, het daai lig nou eers 'n keuse, wil ek nou aangaan of wil ek nie, behalwe as hy gebreek is. Maar ons praat nou van ligte wat werk. En wanneer dit stortreën is, en wanneer die wind waai, en jy gaan so daai liggie aan, dan sê die lig vir jou, nee, ek gaan nie skyn in hierdie stortreën nie. Ek gaan nie skyn met hierdie wind wat dreig om my weg te waai nie. Dit wat 'n lig doen. Nee, as jy daai knoppie druk, dan gaan daai lig aan. God druk op ons knoppies in 'n wêreld wat so woes deur die winde van die lewe gewaai word, wat so woes deur die storm van die lewe gewaai en rondgeslinger word. En God druk my en jou knoppie om 'n lig te wees vir die mense en die omstandighede waarin ons is. Hoe word ons verlig? Johannes 1 vers 9 sê, deur in hom te glo, deur ons harte vir hom te gee. Dis die eerste stap om verlig te word, is om in Jesus te glo. Ons word verlig wanneer ons die woord bestudeer. Psalm 119 vers 130. Wanneer die woord vir mense oopgaan, bring dit lig, dit gee insig aan die wat nog onervare is. As ons lig wil laat skyn, moet ons die woord gebruik. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus af uitstraal. So wanneer ons tyd maak om te leer van God, tyd maak om meer uit te vind, dan skyn ons net helderder. En dan Efesiërs 1 vers 18 wat sê, ons moet die Gees toelaat om ons geestesoog so te verhelder, dat ons die heerlikheid van God kan sien. Vra die Gees om jou liggie te laat skyn, om die batterye te verander, om die gloeilampie reg te hou, sodat wanneer daar op ons knoppie gedruk word, dat ons geestesoog so sal verhelder, dat ons sal sien wat se heerlikheid God se roeping vir ons inhou. En dan, ons is nie statiese ligte nie. Ons is nie soos hierdie ligte in die kerk, wat net op 'n Sondagoggend skyn, of wanneer ons prys en worship het, of wanneer ons 'n funksie in die kerk het nie. Ek en jy kan nie net op sekere plekkies gaan skyn nie. Ons is nie die voordeurliggie wat net by die voordeur skyn, of die eetkamerlig wat net in die eetkamer hang en in die eetkamer skyn nie. Ek en jy is lampe, flitsse, wat elke oomblik van die dag oral moet skyn. En daarom sê Psalm 43 vers 3, dat ons moet bid, dat God ons lig en ons waarheid sal wees, en dat hy ons sal lei op die regte pad. Ons kan nie net ons liggie laat skyn op plekkies waar ons wil nie. Ons moet ons lig baie, baie helder, oral waar ons gaan, laat skyn. Julle ken die liedjie, laat ons skyn vir Jesus, nee. Nou hy sê daarso, ek in my klein hoekie, en jy in joune.
Nou ek dink hulle het net daar so 'n bietjie foutjie gemaak, maar ons kan ons klein hoekies kan ons gaan sit en ons liggies bietjie charge. Maar van daar af moet ons die wêreld ingaan en laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans en skitter soos die sterre. Dat wanneer mense na ons kyk, vir ons sal sê, wow, wat gaan in jou lewe aan? Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. God sê, laat daar lig wees. En dan maak Jesus 'n volgende uitspraak en hy roep ons almal bymekaar en sê, jy is die lig vir die wêreld. Laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Nie sodat mense sal sê, ag, jy is so oulik en jy is so goed en jy is so fantasties nie. Maar dat mense na die Vader sal verheerlik en sal sê, dankie, dankie Vader, dat u hierdie liggie in die vorm van hierdie mens na my toe gestuur het, om weer my liggie helder te laat brand. Ons liggies raak dof. Maar kom ons ondersteun mekaar, kom ons bid vir mekaar, kom ons wees daar vir mekaar, dat wanneer jy sien iemand se liggie raak 'n bietjie flou, om uit te reik, en dan gaan sê, hoorie, kan ek vir jou bid, dat jou liggie weer helder sal skyn. Mag jy altyd ingeprop wees by die bron van lig, sodat jou lig vir die wêreld sal skyn. Kom ons bid saam. Here, u het net gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. U het net in die nag in 'n wolkkolom, in 'n vuurkolom, u teenwoordigheid sigbaar gemaak, en mense het geweet, hulle is veilig. Jesus, u het die uitspraak gemaak tydens die fees van die tabernakel, om God se teenwoordigheid te vier, het u vir mense net laat besef, maar u is God met ons, u is die lig, u is Immanuel. Ja, Here, en u het 'n groot verantwoordelikheid op elkeen van ons kom plaas. Want elkeen van ons is 'n lig vir hierdie wêreld. Here, ek bid dat waar ons liggies partykeer bietjie dof is, dat u dit sal kom skoonmaak, sodat ons lig net weer sal helder skyn. Here, ek bid vir die omstandighede waarin ons gemeente en gemeenskap in ons land is, waar dit partykeer maar moeilik is om ons liggies te laat skyn. Bid ek, Vader, dat u vir ons altyd sal herinner, dat u is die lig, en wanneer ons u volg, sal ons die lig hê wat lewe gee. Ek bid, Vader, dat u helder oor ons sal skyn, sodat ons weer u lig sal reflekteer na die wêreld toe, sodat die wêreld u lig sal sien. In Jesus se naam. Amen.